is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Yes. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Amen. Rejoice in the Lord. Celebrate. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Come on, let's rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Come on, one more time. Oh, rejoice in the Lord, for He is good. Rejoice in the Lord. Rejoice. We worship Your name, Jesus. Woo! Come on. Rejoice, rejoice. God is on our side. Rejoice, rejoice. The victory is ours. Rejoice. Oh, rejoice, rejoice. God is on our side. Rejoice, rejoice. The victory is ours. Jesus is great. Jesus is great, glorious, reigning forever on high. Jesus is our victorious champion, conquering King, exalted on high. Come on. Rejoice, rejoice. God is on our side. Oh, rejoice, rejoice. The victory is ours. Rejoice, rejoice, rejoice. God is on our side. Oh, rejoice, rejoice. The victory is ours. Jesus is great and glorious. Yes, He's reigning forever on high. Jesus is our victorious champion, conquering King, exalted on high. Rejoice, rejoice. God is on our side. Rejoice, rejoice. The victory is ours. Rejoice, rejoice. Come on and rejoice. God is on our side. Rejoice, rejoice. The victory is ours. The victory is. Come on, yes. The victory is ours. Hallelujah. Söyle det. The victory is ours. Thank you, Jesus. We worship Your name, Jesus. We worship Your name. We worship Your name, Jesus. What amazing love. What amazing love.
'Cause God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, and sinners saved. The work of your power. 'Cause God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. Jesus, God, you're so good. You're so good to me. God, you are. And God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to me. Yes, 'cause I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. 'Cause I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember, I will always remember what Calvary has done for me, yes, both now and forever. 'Cause God, you're so good. Thank you, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, 'cause I am blessed. I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. 'Cause I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. 'Cause God, you're so good. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good to me. Kom igen, sen. Kom. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. You're so good. God, you're so good.
your name. We worship your name, Jesus. Oh, glory to the name of Jesus. Oh, isn't it good to know the only one who saves? It is so good to know you, Jesus. To know your name. To know in your name we have salvation and righteousness and peace and joy. Oh, isn't it good to know the Lord? And isn't it good to know the Lord? Isn't it good to praise His name? Isn't it good to know that He's always there for us? Isn't it good to know the Lord? Isn't it good to know the Lord? Yes, it is good. Isn't it good to praise His name? To praise His name. Isn't it good to know that He's always there for us? Isn't it good to know the Lord? Well, I know Him to be my help in time of need, and I know Him to be the one that leadeth me, and I know Him to be my true liberty, the one that I can trust, and I will never, never walk alone, 'cause He's always there. Isn't it good to know the Lord? Isn't it good to praise His name? Isn't it good to know that He's always there for us? Isn't it good to know the Lord? Yes. Well, I know Him to be my help in time of need, and I know Him to be the one that leadeth me. Well, I know Him to be my true liberty. Come on, the one that I can trust, and I will never, ever walk alone, 'cause He's always there. Yes, it is good to know the Lord. Yes, it is good. Yes, it is good to praise His name. Yes, it is good to know that He's always there for us. Isn't it good to know the Lord? Yes, it is good. Yes, it is good to know the Lord. Yes, it is good to know the only one who saves, the only one who prays His name. To know the Lord. Yes, it is good to know the Lord. Yes, it is good to know the Lord.
Halleluja. Halleluja. 'n goeie God is ons Vader. Halleluja. Halleluja. Ek kan 'n sitplek neem. Baie dankie julle ouens. Oral Roberts het altyd gesê, God is a good God and the devil is a bad devil. Amen. En dit is wat hy gesê het. En dit is so waar. Wat 'n wonderlike voorreg om van die goedheid van die Here te kan sing. Dawid sê daar, dink Psalm 27, as ek nie geglo het, ek sal die goedheid van die Here sien terwyl op aarde is. Dit was asof dit iets was waarin hy vasgehou het in sy lewe, die goedheid van die Here. En nêrens het die goedheid van die Here seker beter na vore gekom as aan die kruis nie, waar Jesus sy lewe gegee het. Ek het verlede week met julle gepraat oor die krag van die kruis, en ek wil eintlik 'n bietjie daarmee voortgaan, maar ek noem dit vanoggend, die kruis bring verandering. Jy kan nie, ek meen, toe ons in die sonnaarskool was, het ons laasweek of julle sê, ou koortjie gesing, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Nou, jy kan nie by die kruis kniel en dieselfde bly. Dis onmoontlik. As jy dieselfde bly, dan is dit 'n teken, jy het nie werklik by die kruis gekniel. As jy kniel by die kruis en jy maak 'n oorgawe aan die Jesus wat gesterf het aan die kruis en wat opgestaan het en wat lewe, dan bring dit 'n verandering in jou lewe. En daarom noem ek dit, die kruis bring verandering. Die eerste verandering wat die kruis bring is dat jy verander van 'n sondaar, verander jy in 'n kind van die Here. 2 Korintiërs 5:17, jy word 'n nuwe skepsel, 'n nuwe skepping, 'n nuwe spesies. Jy word heeltemal anderste as wat jy voorheen was. Alles word nuut. Dis wat hy sê, alles het nuut geword. So dis die eerste ding wat gebeur by die kruis. Jy sien die kruis praat van geweldige smarte. Jesus staan ook bekend, ek meen Jesaja 53 noem hom die man van smarte. Hy het smarte geken, wat eintlik begin het al in Getsemane toe hy gebid het en sê, Vader, as dit U wil is dat hierdie beker by my verbygaan, maar nie wat ek wil nie, wat U wil. So die kruis wat saam met dit gaan, het was geweldig, en een van die grootste goed wat ek verlede week ook vir julle gesê het, was toe hy ervaar het wat dit is om van God geskei te wees. Toe hy uitgeroep het by God, my God, waarom het U my verlaat? So daar het hy eintlik hel ondervind, want dis wat die hel gaan maak, is die feit dat jy vir ewig en altyd van God geskei gaan wees. Maar die kruis is ook 'n groot bron van heerlikheid. Wat ek gesê het laasweek, het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Daai dit is volbring was 'n kreet van oorwinning. En want die Bybel sê self dat Jesus het, daar in Hebreërs sê hy het gesterf, want die vreugde wat hom voorgehou is. Met ander woorde, en wat was die vreugde? Ons is deel van daai vreugde. Die feit dat hy baie mense tot verlossing gebring het, was deel van die vreugde. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat ons die ewige lewe kan hê. So dis ook 'n beeld van heerlikheid. Die heerlikheid van wat sê, die feit dat die kruis leeg is, sê dat hy het oorwin, hy het die dood oorwin, hy het die graf oorwin, hy het opgestaan,
En hy sit aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons intree, en hy is die Here van alle Heres en die Koning van alle konings. Maar nou, ou prof Stefan Joubert het so mooi ding gesê. Hy sê by die kruis gee God se gees op ons af. Met ander woorde, as jy kniel by die kruis, dan kom die Heilige Gees en hy maak iets in jou hart lewendig wat jou laat besef, maar Here, ek is 'n sondaar. Maar dankie vir my gesterf. En ek gee my lewe vir hom en daar kom 'n verandering en die Heilige Gees maak my van binne af nuut en ek word 'n nuwe mens. 'n Nuwe mens, 'n nuwe spesies wat nou aan die Here behoort. Nou sê Galasiërs, dis kom Paulus kom en ek gaan 'n paar tekste aan julle voorhou. Galasiërs 6:14 sê hy: "Maar wat my betref, mag dit my tog nie oorkom dat ek my op iets anders beroem nie." Hier is die apostel van alle apostels. Die man wat 13 briewe van die Nuwe Testament geskryf het. Dis meer as die helfte van die Nuwe Testament het hy geskryf. Hierdie man sê, wat soveel openbarings en dinge gehad het uit die hand van die Here, sê, maar ek wil oor niks anders roem, behalwe op die kruis van ons Here Jesus Christus. Hoekom? Want hy sê, daardeur is die wêreld vir my gekruisig en ek vir die wêreld. Met ander woorde, as gevolg van die kruis, is ek ook gekruisig, want die mag van sonde is aan die kruis vasgenaal, en al my oortredinge is aan die kruis vasgenaal. Kolossense sê dit so mooi, hy sê die skuldbrief teen ons is aan die kruis vasgenaal, en wat sê dat alles is vergewe. Wat 'n wonder, kom ons gaan aan. Nou die Galasiërs. Die Galasiërs was 'n interessante gemeente. As jy die boekie Galasiërs lees, daai 6 hoofstukke, dan kom jy agter dat hierdie gemeente het Christus ontmoet, maar hulle wou toe teruggegaan het en nog sekere judaïstiese goed wou hulle nog aangehang het, soos die besnydenis en alles wat daarmee saamgaan. Nou onthou, daai besnydenis het nie gegaan oor mediese redes nie, dit het gegaan oor die Ou Testamentiese verbond, en hulle wou daaraan vas nog gehou het. Toe sê hy vir hulle, Galasiërs 3 vers 1, o julle dwaase Galasiërs. Die J.B. Phillips van die Engelse vertaling, J.B. Phillips, hy vertaal daai gedeelte, ou deur idiots. Baie interessant. Okay. Dis vir die Galasiërs, want wat sê hy vir hulle? Hy sê vir hulle, weet julle getoor. Hy sê julle is, die Engels sê, you are bewitched. Weet julle getoor. Julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Jy sien, wat sê Paulus vir die Galasiërs? Hy sê, omdat dit is asof, omdat julle aandag is weggetrek van die kruis af, en nou is julle weer besig met al julle Ou Testamentiese goed. Hy sê, julle is soos mense wat getoor is, en hy sê vir hulle, julle is dwaas. En dan gaan hy verder en sê, het julle die Heilige Gees ontvang, deur die geloof, om deur die werke van die wet te onderhou. Jy sien, dit is baie, baie belangrik, dat ons dit sal onthou. Dat ons moet wegkom van die idee dat ek dien die Here en ek doen sekere goed omdat ek dit moet doen. En ek doen sekere goed nie meer nie omdat ek dit nie mag doen nie. Dis absolute nonsens. As jy nog daar leef met moegnies en magnies, weet jy aan watter klap behoort jy? Ek noem dit die tandeknersklap. Ken jy die tandeknersklap? Die tandeknersklap sê, ek wil nie dit doen nie, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie, ek moet nie, ek mag nie. Maar dan doen jy dit tog. Ja. Christus kom deur die kruis,
maak hy my vry van binne af. En kom ek agter, daar seker goed wat ek nie meer wil doen nie. En daar seker goed wat ek nou weer graag wil doen. Jy sien, en dan as ek iets verkeerd doen, dan voel ek oombliklik jammer, ek sê, Here vergewe my, en ek gaan aan. Jy sien mense, dis die verskil. Jy kom op 'n plek wat jy leef in, dat hy, Christus Jesus, kom in beheer van jou lewe, deur die Heilige Gees. En die woord van die Here sê, hy skryf sy wette op jou hart. Dis wat hy doen. Ok, kom ons gaan, ek wil nou nie daarby stil staan nie. Johannes 8 vers 28. Toe sê Jesus vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, en hy praat met die Jode daar, dan sal julle begryp dat ek is. So hier kom nou 'n baie belangrike ding in van die openbaring wat kom deur die kruis. Nou, ek wil julle nou terugvat na die Ou Testament toe, hoef dit nou staan nie, maar onthou julle toe die Here aan Moses verskyn het in die brandende braambos, en hy nader gaan het en die Here met hom gepraat het, sê trek jou skoene van jou voete af, die plek waar jy staan is heilig. En wat die Here toe vir hom sê het, ek wil hê, onthou net, Moses was toe 80 jaar oud. Wie's 80 hier? Steek 'n bietjie op jou hand. Ek dink, Johan daar agter, kan die Rhoda, ja, en daar's nog, Gert ook, Gert vir jou, hulle is 80. Nou wil ek hulle vra, nee, om Cassie is 80 nie. Taneria, okay. Nou wil ek julle vra, hoe gaan julle 80-jariges daarvan hou, as die Here nou by jou kom, en sê jy met die volk Israel, uit Egipte gaan uitlei? Hoe gaan julle daarvan? Nou, dit wat met Moses gebeur het. Maar ek wil nou nie daarop ingaan nie, dis net so, aan die verby. Wat ek vir julle 80-jariges wil sê, God is nie klaar met julle nie. God is nie klaar met julle nie. Jy het nog 'n doel met die werk van die Here en in sy koninkryk. Dis belangrik dat ons dit onthou. Okay. Goed. Luister nou maar as ons jong mense dit vir julle sê. Okay. Goed. Nou luister mooi. Hy roep hom en Moses vra hom. Hy sê, Here, as ek nou na hulle toe gaan, wie moet ek vir hulle sê het my gestuur? En die Here sê vir hom, sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. Nou dit is 'n manier, God is. Hy was nie, die Bybel sê hy was en hy is tot die ewigheid, maar hy is altyd, hy's altyd teenwoordig. Ek is. Nou kom Jesus en hy sê, as julle my aan die kruis gaan sit, dan gaan julle begryp dat ek is. Met ander woorde, wat hy hier vir hulle sê, dat die kruis is die openbaring dat hy werklik God is. Want hy sê ek is. Gaan lees die boek Johannes, hoeveel maal sê Jesus ek is? Johannes 8 vers 59 sê hy, voordat Abraham was, ek is. En daaroor wil die Jode hom doodgooi met klippe. Wat ek is, dis die Griekse woorde ego, eimi. Nou ego is ek en eimi is ek is. Met ander woorde, as hy sê ego, eimi, dan sê hy eintlik ek is. Hoor julle dit? Met ander woorde wat hy sê, as julle my aan die kruis gaan hang, en ek word opgelig, dan gaan julle besef, dat ek werklik, ek is. Ek is God, ek is die Messias, ek is die Christus, ek is die een wat gekom het, en sonder my is daar geen lewe nie. Luister mooi. Want nou sê hy in vers 24 van hy selfe gedeelte sê hy sê julle sal besef dat ek is, as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sondes sterf. Met ander woorde, as ek kyk na die kruis
En ek kyk na hom as 'n gewone mens wat maar net gesterf het as 'n martelaar. En daar is ouens wat dit verkondig. Dan sê die Bybel, sal ek in my sonde sterf. Want dan het ek geen hoop dat die een wat daar gehang het, iets aan my sonde kon doen nie. Maar as ek besef, die een wat daar hang, die een wat daar gesterf het, die simbool van die kruis wat nou leeg is, praat van die een wat gekom het as 'n baba in Bethlehem. Dit praat van die een wat groot geword het, wat wonderwerke gedoen het. Dit praat van die een wat gesterf het, maar dit praat ook van die een wat opgestaan het. Dit praat van die een wat sit aan die regterhand van die Vader. Dit praat van die koning van alle konings en die Here van alle heres. En dit is die een voor wie ons eendag gaan staan. En dis die een. Dis die een. As ek besef, ek is het vir my gesterf, dan kan ek aanvaar dat hy my sonde wegneem. Maar jy sien, as ek dit nie besef nie, dan sê die Bybel hier, dan sal ek in my sonde sterf. Jo. So die kruis sê vir my, ek is. Kom ons gaan aan. Maar nou is daar iets belangrik. Ek sê die kruis verander jou. Dis die eerste faset wat ek nou afgehandel het. Laat jou besef dat hy is God. Dit laat jou besef, hy het vir jou gesterf. Dit laat jou besef dat jou sonde is vergewe. Jy word sy kind, omdat jy gekniel het by die kruis. Maar dit doen meer. Dit bring ook 'n daaglikse verandering in jou lewe. Luister nou mooi. Paulus sê op een plek, sê hy, daar in 1 Korintiërs 15, sê hy, ek sterwe van dag tot dag. Met ander woorde, die evangelie van Jesus Christus is 'n evangelie waar ek van dag tot dag tot dag tot dag lewe. Nou, luister nou mooi. Nou sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Nou, die hele 2 Korintiërs 3 is 'n wonderlike hoofstuk. Dit gaan oor Moses en waar die Here aan hom verskyn. Hy was 40 dae en 40 nagte saam met die Here op die berg sonder dat hy geëet of gedrink het. En die heerlikheid van die Here was so geweldig dat hy 'n masker moes dra. Want sy gesig het geblink. Maar nou gaan die Here aan en nou dan of Paulus kom in 2 Korintiërs dan trek hy, dan vertel hy wat die verskil tussen die ou bedeling en die nuwe bedeling. Die nuwe bedeling in Christus. Nou sê dan in die nuwe bedeling in Christus is die sluier weggeneem. Ons het nie meer 'n sluier nodig nie. Ons het nou toegang tot die Vader deur Christus, die Heilige Gees in ons. Luister nou mooi. Nou kom 2 Korintiërs 3 vers 18. En ons almal. Sê almal. Almal. Wie's almal? Almal. Elke kind van die Here is ingesluit. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou. Hierdie goed is mooi. En ons kyk soos in 'n spieël, word ons na dieselfde beeld verander. Nou luister nou mooi. Daai eerste woord wat sê, terwyl ons die heerlikheid van die Here aanskou. Ek gaan nie die Griekse woord herhaal nie, want julle gaan dog, ek praat baie lelik. Dit is nogal mooi. Maar daai woord, weet wat beteken daai woord? Terwyl ek kyk, verander ek. Dis wat daai woord beteken. Met ander woorde, hy sê terwyl ek soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here kyk. Nou daai heerlikheid kom deur die kruis. Nou onthou net, dit is wat hy gesê het, deur die kruis sien ek hy's God, maar ek sien ek sy heerlikheid, want dit vertel, hy het opgestaan, dit vertel hy lewe, dit vertel hy's die koning, dit vertel hy's die Here, en ek aanskou daardie heerlikheid soos in 'n spieël. Nou onthou net die spieëls wat hulle daai tyd gebruik het, was koperspieëls, was nie spieëls soos ons vandag het nie. Hulle het 'n koperplaat blink gevryf en dit was hulle spieël. Nou okay.
Nou kyk jy, nou sien jy, nou kry jy 'n beeld in daai spieël. 'n Beeld van die heerlikheid van God. En as jy daai beeld kry en jy kyk daarna en jy ontvang dit in jou hart, dan doen die Heilige Gees iets hier binne en hy begin jou van binne af te verander na daardie beeld toe. Wow. Luister nou. Hy verander jou. Kom ons gaan. Kom ons lees die teks weer. Terwyl ek die heerlikheid van die Here soos ek kyk, verander ek, soos in 'n spieël word ek na dieselfde beeld verander. Nou die woord, die Griekse woord wat daar gebruik word, is die Afrikaanse woord metamorfose. Weet julle wat is metamorfose? Metamorfose is die proses wat 'n eiertjie ondergaan om 'n skoenlapper te word. Daar's 'n skets daar, sit hom maar daar. Sien julle? Waar begin dit? Die skoenlapper lê eier. Dan wat gebeur met die eier? Hy word uiteindelik 'n rispe. Dan die rispe, dan as hy homself toespin, dan word hy 'n papie. En as hy papie is, dan binne in daai kokon, dan vorm die skoenlappertjie. En dan kom daar 'n dag wat daai ding begin beweeg en dan skop hy hom oop en dan word hy 'n skoenlapper wat pragtig vlieg. Dit is wat die Here met ons wil doen. Hy wil dat ons deur 'n metamorfose gaan, dat ons word soos, nie 'n skoenlapper nie, soos Christus. Soos Christus. Ek gaan nou vir julle verder vat. Kom ons kyk net hierso. Nou, hy sê, nou kom Paulus, nou gaan hy verder. Hy sê van heerlikheid tot heerlikheid. Nou, jy kan dit so, in Engels sê dit eintlik mooi, from one degree of glory to the next degree of glory. Is die Here besig met 'n proses om jou te maak dat jy sal begin lyk soos Jesus. Ek meen, ons sing ook ons daai ou koortjie te wees soos Jesus. Dit beteken dat ons ooit Jesus sal wees. Jy verstaan my baie mooi. Verstaan my baie mooi. Ek persoonlik glo daai proses sal nog aangaan in die hemel ook. Ons gaan daar ook verander. Dit is maar net my persoonlik. Hy sê ons gaan hom sien soos hy is en wat daarmee saamgaan, maar dis maar net ek glo dit. As jy eendag gaan kom, sê julle hoor ek was reg. Okay, goed. Miskien is ek nie reg nie, maar die Here begin met 'n proses. Met 'n proses. Dink aan ou PC en Ilse wat nou daai baba gehad het. Die proses waardeur dit gegaan het van die begin af, hoe daai baba begin groei het totdat hy uiteindelik gebore is. En dit is wat God met jou doen. Hy verander jou. Soos jy, nou daar's baie spiegelbeelde van die Here se heerlikheid. Die kruis, ja, maar waar hy homself openbaar is in 'n diens soos vanoggend, dis wanneer jy die woord opneem, dis wanneer jy begin bid, dis wanneer jy met die Here praat, wanneer as jy in 'n verhouding met die Here leef, wanneer is 'n dag tot dag lewe. Dag tot dag verander hy jou sodat jy kan word soos Jesus. Te wees soos Jesus. Nou, ons sal nooit soos die verheerlikte Jesus. Ek glo om te wees soos wat hy op die aarde was. As mens. Dit daai beeld wat hy uitgedra het. Maar dit is ook nou nie verby gaan. Nou luister, dit het julle in daai skets gesien. Nou gaan hy aan. Nou sê Paulus, dit is soos wat dit afkomstig is van die Here, die Gees. So daar sien nou die proses. Jy is by die kruis, jy sien Christus wat vir jou gesterf het, jy gee jou lewe aan hom oor, jy word sy kind. Maar nou begin jy hom na te volg en jy ervaar, maar deur die kruis vertel het, hy is werklik God. En nou kom jy en jy begin deur die kruis sy heerlikheid te sien. En soos wat jy sy heerlikheid sien, begin hy jou te verander. En hy verander jou. God het jou so lief, hy wil jou nie los soos wat jy is. Okay. Joh, maar dit reën nou. Dit reën nou. Kyk. Ek sal nooit vergeet, ek het eendag 'n begrafnis gehou. En dit was ook so onweer.
En terwyl ek nie onthou wat het ek in die diens gesê nie, maar ek het iets gesê van God wat praat, en dit was daar in Johannes waar die Bybel gesê het, party het gedink dis donder weer, ja. En ek sê dat God kan praat, en dan klink dit vir party mense soos donder weer. En net op daai oomblik, toe slaan daar donderslag. 'n Ou kom na die diens aan my toe, hy sê, het jy dit gehoor? Hy was so, ja, so okay, dit sal maar nie verbygaan. Ek het dit nie voorberei nie, dit kom nou maar net uit. Kom ons gaan nou, 2 Korintiërs 4 vers 6. Want God wat gesê het, laat daar uit die duisternis lig skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God. Want hierdie heerlikheid is in die aangesig van Jesus Christus. Die een wat gesterf het aan die kruis. God se heerlikheid straal deur hom uit. En deur die Heilige Gees van ons bymekaar kom, dan wil hy daai heerlikheid aan ons bekend maak, sodat ons kan verander na sy beeld, sodat ons daar buite, waar ons tussen sondaars leef, die beeld van Jesus kan uitdra aan mense wat hom nie ken nie. Wow. Kan ek nog so 'n bietjie aangaan? So 'n paar wat koppe skud. Ek het eendag 'n verhaal gelees, ek het dit aan jou vertel, maar ek wil net vanaf vertel. 'n Sekere onderwyser, wat 'n sendeling was, gaan na 'n land toe waar die evangelie nog nooit gebring is, nog nooit. En toe hy daar kom, toe kom hy agter, toe hoor hy dat hy mag glad nie die evangelie eers daar bring nie. So as hy net die woord Jesus sê, word hy gearresteer oombliklik. En omdat hy onderwyser was, toe gaan hy maar na 'n plaaslike laerskool toe en hy begin klas gee by die skool. En 'n paar jaar later, toe sy dood en hy's begrawe daar, en 'n paar jaar na sy dood, toe gaan hy land oop vir sendelinge. En die sendelinge kom aan en begin met hierdie mense te praat oor Jesus. En hulle begin vir hulle te vertel wie Jesus is en wat hy gedoen het en hoe hy geleef het en hoe meer hy praat, hoe opgewonde raak hierdie mense. En hulle vra naderhand vir julle, maar wat kos jy so op? Toe self om ons ken die man wat julle van praat. Hy het tussen ons gebly. En toe vat hulle hom na daai sendeling se graf toe. En sê, hier lê hy. Dis die Jesus wat julle van praat. You. Mense, is dit wat jou bure van jou sê? Is dit wat jou medewerkers van jou sal kan sê? My liewe broer, is dit wat jou vrou van jou kan sê? My suster, is dit wat jou man van jou kan sê? Dit is wat die Here met ons wil doen. Dis hoekom hy ons wil verander. Dat ons sal word soos hy. Soos hy. Luister, ek's amper klaar. Romeine 8 vers 29. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig te word aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers en susters kan wees. Gelykvormig aan sy beeld. Kyk. Ken julle daai prentjie? Ons is die kat. Christus is die leeu.
Die kat kyk in daai spieël. Nou ja, die prentjie sê eintlik die kat kyk in die spieël en sien 'n leeu, maar hy sien nie. Maar ek wil dit sê, ons kyk in die spieël en ons sien Christus in my, die hoop op heerlikheid. Christ in you, the hope of glory. Kolossense 1:27. Ek sien Christus in my, die hoop op heerlikheid. En soos wat ek dit sien, word ek verander. En begin, daai kykie, kom jy agter, maar hier kom 'n maanhaartjie uit. Hy's baie klein, maar hy's daar. Hy sê, hy's besig om my te verander. Hy's besig om my te verander. En Paulus skryf vir die Galasiërs, Galasiërs 4 vers 19, my kinders, ek ervaar weergeboortepyne. Die ou vertaling sê, ek is weer opnuut in barensnood, geboortepyne. Julle dames wat kinders gehad het, weet wat is geboortepyne. Ons mans het gesien, waardeur het ons vrouens gegaan. Hy pyne, dis erg. Maar as hy baba sy eerste skreeu gee, dan vergeet jy daai pyn. Is ek reg, susters? Jy is so bly oor daai mensie wat jy in jou arms vashou, dat jy vergeet van al die seer en al die swaar kry. En dis presies wat die Here met ons wil doen. Hy wil die beeld van Christus. Jy sien mense, hoekom kom jy tot bekering? As die enigste doel met die Here was, dat jy moet hemel toe gaan, na jy tot bekering gekom het, dan het ek daarvoor 'n baie goeie oplossing gehad. Al wat dan moet gebeur is, die ou wat jou doop, moet jou verdrink in die doopbad. Nou, dan gaan jy mos hemel toe. As dit die enigste doel was om jou in die hemel te kry, dan hou ons gaan doopdiens hou, ons gaan nog 'n paar hemel toe stuur. Kan jy nou dink, 'n fabriek van, ons stuur hulle hemel toe, ek weet dit nie, die ou wat die doop doen, wanneer gaan hy nie, verstaan jy, hy moet ook seker iewers gaan. Dis nie God se doel nie. God se doel is, om sy koninkryk op die aarde te vestig, en hy wil dit doen deur my en deur jou. En hy kan dit net doen as hy Christus se beeld in jou na vore bring. En dit is die doel wat ons op aarde het. Ons is hier, die woord van die Here sê op een plek, ek het julle aangestel om te vrug te gaan dra. Dit is 'n ander manier om dit te stel. Met ander woorde, ek het julle aangestel om die beeld van my seun in die wêreld uit te dra, sodat as hulle na julle kyk, dat hulle sal sien, daar's 'n God wat lewe, en dat hulle begeerte sal kry om ook daardie God van julle te leer ken. Dit was die doel met die volk Israel ook, maar hulle het in hulle doel geval. Die Here het vir hulle gesê, ek stel julle aan as 'n lig vir die nasies. Maar toe begin hulle die nasies se afgode te dien, en uiteindelik dat die Here hulle in ballingskap weggestuur het. Wat is die doel van die kerk? Die doel van die kerk is om die beeld van Jesus in 'n verlore gaande wêreld uit te dra. En die enigste manier wat jy dit kan doen, is nie deur jou eie krag en jou eie goedheid en jou eie wonderlikheid nie. Die enigste manier is, as jy toelaat dat deur die kruis die Heilige Gees die beeld van Jesus in jou na vore bring elke dag, en jy verander from glory to glory to glory to glory, soos 'n papie wat 'n skoenlapper word, verander jy elke dag, soos Paulus sê, ek sterwe van dag tot dag, van dag tot dag, van dag tot dag. Jesus het sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy elke dag sy kruis opneem en my volg. Dis 'n dag tot dag lewe saam met die Here. Dis nie, soos ou in Baxter het jare terug gesê het, waar hy sê,
dat dank die Here het my siel gered en ek dank die Here ek is op pad hemel toe. Maar wat van toe hy jou siel gered het tussen dan en as jy in die hemel inkom? God stel daarin belang. Want dis waar die tye die teerpad slaan in jou daaglikse lewe. Met ander woorde, jy het hom elke dag nodig. Jesus sê sonder my kan jy niks doen nie. Elke dag jy nodig dat die Heilige Gees die beeld van Jesus in jou na vore sal bring. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir U dankie vir U woord. Here, terwyl hy reën daar buite so wonderlik val en hierdie droë aarde benat, wil ek bid dat die Heilige Gees die strome van lewende water ook deur ons sal laat spoel, sodat die beeld van Jesus in ons na vore kom, elke dag, by ons huise, by ons werke, wanneer ons agter die kar se stuurwiel inklim, wanneer ons ry, wanneer 'n taxi voor ons inry, wanneer ons in moeilike situasies kom, waar ons partymal kwaad word, help ons Here, dat ons op daardie oomblikke die beeld van Jesus sal uitdra. Help ons Here, ek begin by my, ek vra U, ek het U nodig. Baie maal as ons kyk na ons lewe, dan sien ons hoeveel maal was die beeld van Jesus glad nie daar nie. Het ons baie maal gelyk asof ons nooit by Jesus uitgekom het nie. Here, help ons. Help ons met daai daaglikse oorgawe, daai daaglikse volg, daai daaglikse kruis opneem. Help ons Here met daai dag tot dag sterwe. Help ons Here in Jesus naam, dat ons die heerlikheid van die Here sal aanskou, soos wat dit uitstraal uit die gesig van Jesus Christus, en dat die Heilige Gees ons sal verander na daai selfde beeld, dat ons sal word en sal wees soos Jesus. Jesus. In Jesus se naam. Amen. Baie mense sê ek wil graag wees soos Paulus. Ek wil graag wees soos Petrus. Ek wil graag wees soos daai en of daai en Paulus sê wees my navolger soos ek het van Christus is. Maar weet jy wat? Dan is jou aim. Wat is jou aim? Wat ook al. Jou aim, ja, jou doel. Jou doelwit is te laag. Dit moet wees soos Jesus. 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 Daar waar jy sit, sluit dit jou oë oomblik en dan sê jy Jesus. Sê dit Jesus. Sê dit Jesus en terwyl jy dit sit, ervaar sy heerlikheid in jou lewe. Jesus. Jesus. Daar is niemand soos Jesus. Niemand soos hy. Hy is die lelie van die dale. Hy is die blinkmôre ster. Hy is die roos van Saron. Hy is die eerste. Hy is die laaste. Hy is die begin, hy is die einde. Hy is die Alfa, hy is die Omega. Hy is die ruiter op die wit perd van Openbaring, wat verskyn in heerlikheid. Maar dankie Here, dat ons 'n glimps van daai heerlikheid nou al reeds kan ervaar. Verander ons Here, verander ons, help ons, dat ons sal word soos U. In Jesus naam. Halleluja. Ja, kom ons staan op en sing ons I Speak Jesus. Ek hoor hulle speel sy interlude. En dan terwyl hulle sing, laat toe dat Jesus oor jou skyn. Laat toe dat hy oor jou skyn. Sy aangesig, sy heerlikheid. Laat dit skyn.
dat die Gees van God, dat hy oor jou inskyn, dat jy 'n beeld sal kry van sy heerlikheid, terwyl hulle dit sing, in Jesus naam, halleluja, in die naam van Jesus, kom, sing dit in Jesus naam, Karabashatarababanya, Kutarababanda, Rababashabanda,